Goeiemôre, jy's ingeskakel hier op Radio 33 hier op Aktuele Sake. Ons is 'n bietjie laat. Tegnologie het so vir ons so 'n bietjie in die steek gelaat. Nietemin, vanoggend gesels ons oor 'n bitter belangrike onderwerp met die term van sextortion. Dis nou waar tot jong kinders betrokke raak by onskuldige gesels en dan voor jou oë uitveer, dan begin daar kaal foto's heen en weer gaan en dan begin die ander kant waar jy in die foto's gestuur is, mense afpers. Anders te gaan hulle publiek toe gaan, vir jou familie stuur. Nie net is dit kinders ook die slagoffers nie, maar dit begin al meer en meer deesdae gebeur. Ek weet ons het so 'n geval gehad hier in die dorp, wat ek so 2 weke terug van gehoor het, maar so val vrouens, mans, almal in hierdie trap. Weet 'n oomblik van simpel wees, 'n oomblik van sottelike denke, en dit kan op die einde van die dag jou lewe heeltemal verwoes. En so min mense besef dat hierdie tipe afpersing is 'n misdaad. Dit word gesien as 'n baie ernstige misdaad waar die strawwe ook nie daar word nie gespeel met as daar strawwe uitgedeel word nie. Maar vanoggend gaan Mike Bolhuis vir ons verder hieroor in diepte vertel. Hoe so iets gebeur van die sake en projekte wat hulle al in gang het, waar hierdie tipe van ding gebeur. Goeiemôre Mike, dankie weer eens dat jy tyd in ons afstaan om vir ons te kom inlig oor hierdie soort misdaad. Julle almal, so hoop dit gaan met julle goed, dat julle almal veilig en gesond is. Ja, die onderwerp is die Suid-Afrikaanse vrou rakende seksuele misdrywe. So, jy weet, ek wil van die staanspoor af waarsku. En dat enige seksuele site en enige iets wat te doen het met seksualiteit wat jou kant toe kom, enige een, kan ek jou verseker, gaan jou benadeel as jy daarbey betrokke raak. Dis die woord, die as. So van die staanspoor af wil ek sê, nuuskierigheid strangles the cat, hoor? Curiosity strangles the cat. En dit is nie onmiddellike dood nie. Strangulation vat tyd. So hierdie is 'n gesprek wat julle baie deeglik moet luister, selfs met julle kinders ook. Dan mag dalk hier en daar krasgoed en ernstige ontstellende goed genoem word, maar op die einde van die dag, die kinders moet die veral jong meisies, en seuns, maar almal moet dit luister. Jy kan nie deesdae, nie op Koer nie op enige van hierdie dating sites nie, en ek sê dit sommer reguit. Ons gaan 'n projek uitstuur oor Koer, en ons nou kyk wat gaan hulle daaromtrent doen. Want baie van hulle, kom ons noem dit, mense wat sogenaamd dan nou vir die publiek beskikbaar is vir 'n date en 'n verhouding, is betrokke in hierdie misdrywe. En ek dink nie Koer en al hierdie ander plekke, ek noem nou maar een voorbeeld, daar's baie, doen behoorlike vetting en evaluation. In ander woorde, die mense wat by hulle werk en op hulle naam operate, is nie noodwendig deeglik geondersoek nie. Jy kan nie, onthou die projek wat ek daai tyd vir julle oor verduidelik het in detail, buy or sell, is dieselfde met as jy iemand inneem. Jy kan nie iemand inneem in jou besigheid as jy nie 'n algehele identifikasie, evaluasie en 'n risikoanalisering, 'n platform profielondersoek genoem, dis 'n digitale en elektroniese cybercrime ondersoek gedoen het. En soos die Engelsman sê, 'n extreme vetting and evaluation. En 'n finansiële en alle en enige ander vorms van ondersoeke soos, het hy of sy 'n kriminele rekord, is daar siviele sake teen die persoon, is daar al projekte oor die persoon uitgestuur deur Mike Bolhuis en ander instansies, you name it. Jy moet ongelukkig deesdae so werk, want anders sit jy met die moontlikheid van ongeag wat vir besigheid jy ook al bedryf, dat die persoon wat jy inneem jou kan benadeel en dit jou duur te staan kan kom. Dit sluit in of jy nou iemand in jou woonstel wil laat bly, 'n verhouding wil ingaan,
die woonstel aan iemand wil huur, 'n kar koop, by 'n besigheid betrokke raak, van watter aard ook al, is dit die absolute vereiste dat jy so ondersoek moet doen. Dit help nie jy bel my as jy reeds daarin is, want ek gaan vir jou vra, het jy in hierdie verhouding ingestap en dit gedoen? Dit sluit veral in enige verhouding wat jy beplan gaan ernstig wees. Jy kan nie die mooiste gesiggie voorhou nie, en jy kan nie 'n wit voetjie voorhou nie. Have it all out in the beginning. Totally, absolute transparent exposure of yourself. Total vulnerability. As jy dit nie doen nie, dan plaas jy jouself en as die ander persoon dit nie doen nie, in die verhouding julle self in 'n posisie waar inligting later uitkom, en as daar eers die geringste vorm is van suspisie, waar daar 'n rookie is daar definitief 'n vuur. Die spreekwoord beteken daar's baie meer en erger in dit brand. So meisies, seuns, dames, here, vrouens, mans, almal in Suid-Afrika moet hierdie gesprek hoor. Moenie enige sexual site besoek nie. Dit sluit in pornografie sites. Moenie val vir die fucking girl met die groot boobs wat jy op jou WhatsApp kry, wat sê hi. Ons het dit al voorheen gesê, tensy jy die handsomeste ou is en aanhoudend lastig geval word, dan weet jy mos nou al, daar's al klaar fout. Want as jy nie die mees gesokste of die handsomeste ou is en jy begin hierdie goed kry, dan weet jy mos nou hier kom 'n trap. Hoe stupid gaan jy wees om dit oop te maak? Moenie dit oopmaak nie. Met vandag se tegnologie kan die boewe wat goed uitstuur baie maklik jou infiltreer, jou inligting kry en jou later afpers. En onthou, jy kan vir my sê, ag maar o Mike of Mike, jy weet, wie weet eintlik, wie sien dit eintlik, is net eintlik maar skinder en kakpraat soos jy sê, ek's maar net nuuskierig, het maar net oopgemaak. Maar wie wat doen hierdie slim boewe, hierdie extortionists? Hulle stuur die chat tussen jou en hulle. En onthou, dis alles gesteelde identiteite, né? Dis nie daai girl met die groot boobs nie. It's not her. It's 'n totale ander entiteit. Hulle stuur daai chat na jou vrou toe, of jou girlfriend toe, of jou familie toe. Net die feit dat jy dit oopgemaak het en met die gekommunikeer het, plaas jou mos op risiko met jou familie. So, rule number 1, jou verhouding met die Here is natuurlik die belangrikste. Want as jy jou verhouding met die Here reg het, gaan jy nie jou oë uitleen nie. Jy gaan jou oë bewaak, jy gaan 'n wag voor jou mond sit, maar ook voor jou oë en jou ore. Dis wat vir my so verbasend is, jy moet reverse psychology toepas. Jy moet jouself afvra. Jy het nou hierdie onskuldige sogenaamde inverted commas chat gehad, oopgemaak, want jy was geïnteresseerd, want jy wou meer weet en dit sogt mos net skinder en kak praat en daarna delete ek vir al en alles is weg. Maar wat gaan jy doen as jy hoor jou girl doen dit, of jou boyfriend doen dit, of jou man doen, of jou vrou doen dit? So jy moet die reverse kyk. Moenie aan ander doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Moenie jy doen wat jy nie aan ander van ander af wil, wat lief vir wie jy lief en dierbaar is, wat jy nie wil hê hulle moet doen nie. Die ou spreekwoord, die grappige spreekwoord sê mos die pa stap uit, sê vir sy laaitjie as uitgaan. Wees soet, doen alles reg en moenie doen wat ek nie sou doen nie. So ou met hierdie, jy weet, die mens is nie meer 'n denkende wese nie. Hy's stupid, hy's fucking onnosel. Hy maak net oop en raak betrokke en dink daarna aan die gevolge. Dit is soos as wat jy loop en jy sien daar's 'n honderdrol en jy fucking aspris loop in hom. What the fuck? So hierdie gesprek vir my is een van die belangrikste gesprekke van al die gesprekke ooit. Daar is soveel jong meisies wat vir die grap foto's van hulle self neem en uitstuur.
Daar's en as ek sê jong meisies, kan jy maar klaar aanheg en enigiemand wat luister, alle vrouens. En dit is 'n internasionale probleem, maar ek spreek vandag die Suid-Afrikaanse vrouens spesifiek aan. Wat vir my natuurlik skokkend is as ek kyk na die level van Christendom, van mense wat werklik waar in die Here glo. Want as jy werklik waar in die Here glo, gaan jy nie hierdie dinge doen nie. Dan gaan jou gewete jou aanspreek, jy gaan dink, jy gaan 2 maal dink, jy gaan allerlei ondersoeke doen, soos wat ek gesê het. Maar dit is vir my skokkend, oral waar ek praat by die skole, die kinders weet nie eers hoeveel was in die ark nie. Wie was die ou wat in die ark gegaan het en met hoeveel mense nie. Die kinders weet dit nie, die kinders weet nie eens hoeveel disippels is daar nie. Wat beteken die kruisiging? Baie van hulle kan nie eens vir my sê, wat is die laaste boek in die Bybel, wat is die eerste een, en hoeveel boeke is daar in die Bybel? Dit is vir my skokkend, en dan praat ek van selfs skole wat sê, hulle is absoluut Christen, hulle open in gebed en. Jou kennis van die Bybel is die bepalende faktor. Dit is ononderhandelbaar in hierdie lewe. En as jy het 'n vrye keuse, if you don't want to do it, dan kan ek jou nou sê, gaan jy aanhoudend die verkeerde besluite maak. En in jouself in probleme en moeilikheid bevind. En dit is al klaar so moeilik in hierdie land met die ekonomie, die korrupsie. Daar is nie komplimente nie. Selfs die Here wat ons so seën met reën, kom met groot skade. Die Here wat ons seën met hierdie pragtige land, kom met absolute korrupsie. Dit is eindtyd, dit is die ergste tye wat jy aan kan dink, en dit gaan erger raak. Hoeveel te meer moet jy nie 'n wag voor jou oë plaas, jou ore en jou mond. So moenie in enige manier by sexual sites betrokke raak nie, moenie eers oopmaak nie, moenie eers 'n geïnteresseerdheid toon nie. En moenie jy as vrou, jong meisie en as vrou, of as enige persoon in hierdie land, kaal foto's van jouself neem nie. Punt. Why do I have to explain that? Maar kom ek refresh jou net dat jy weer 'n bietjie kan skrik. Jy kan jou foon verloor, dan sit hulle met dit. Jou foon kan gehack word, dan sit hulle met dit. Wie ook al. Jou ouers, jou man, jou familielede kan daarop afkom, dan sit hulle met dit. Jou skool, jou werk, jou instansie kan dit op dit afkom, dan sit hulle met dit. Die partye wat dit het, se foon kan verloor, en dan sit hulle in ander met dit. Die partye wat dit het van jou, kan dit aanstuur, dan sit almal met dit. Ek kan aangaan, het die penny nou al gefokken drop. Once the pictures are out there of you, it is out there. En jy kan nie met slim goed kom en sê, ag, ek is AI, is nie ek nie. Mense is nie stupid nie. Mense is nie onnosel nie. Mense is stupid en mense is onnosel. Maar in hierdie goed, ironies, is hulle nie. Hoe interessant is die reverse? Die mense vang al hierdie kak aan, en dan kry hulle dit, en dan weet hulle dit is wat hulle gedoen het, die ander wat hulle het gedoen het, en hulle weet dit moes nie gedoen gewees, hulle weet is alles verkeerd. Maar waaragtig, het hulle dit ook al hulle self al gedoen, of geantisipeer, of gaan dit doen? Ja, so jy kan nie foto's van jouself neem of by enige sexual site van watter aard ook al betrokke raak nie. Dit gaan vir jou niks baat nie. Dit gaan jou nie help met jou skoolwerk nie, dit gaan jou nie help in jou huwelik nie, dit gaan jou nie help om meer geld te maak nie, dit gaan jou nie fikser, gesonder maak nie, dit gaan jou nie help in jou verhouding met die Here nie, dit gaan jou maak dat jy 'n wegsteek mens raak. En jy gaan dan meer en meer betrokke raak. En jy gaan altyd oor jou skouer moet kyk en altyd wonder of. So, don't do it. Tweede ding wat ek wil bietjie baie ernstig aanspreek. Baie vrouens in Suid-Afrika raak betrokke met foonseks, met dating sites, met sextortion, soos jy tereg gesê het. In ander woorde, hulle noem dit 'n John, hulle kry ou wat belangstel in hulle,
Hulle het 'n platform, hulle stuur die mooiste foto's en video's van hulle uit, maar hulle maak seker dat die goed bietjie geblur is hier en daar en dat dit is, hulle noem dit teasers. Dit is net genoeg om jou geïnteresseerd te kry en hulle weet presies ook hoe. En ongeag wie jy is en ongelukkig is dit in die mens om sy nuuskierigheid deur te voer. Hy moet letterlik sy voet neersit and he needs to replace the bad thoughts with good thoughts. He needs to take drastic actions. Anders te gaan hy oopmaak vinnig en draai kyk en betrokke raak. Dit is soos 'n vis wat nibbel aan 'n hoek. Daai ouens weet presies wanneer om te trek. Daai mense, daai vrouens, weet presies wanneer om die visstok te trek en jy is gehak in die bek. Hulle weet ook presies om jou te kalmeer en rustig en kalm en te oortuig dat alles is privaat en konfidensieel. So die waarskuwing wat ek aan die jong mense, vroumense, mans, meestal vroumense wil gee is moenie betrokke raak by die industrie wat die misdaad pleeg nie. Daar is jong vrouens en mans wat hulle liggame uitverhuur vir seks. Kom na jou huis toe en doen die seksuele dade met jou op jou versoek. En enige en alles wat jy vra, ja, daar is daar, en baie. En dit word privaat en konfidensieel gehou, maar meeste van hierdie vrouens wat by hierdie instansies of op hulle eie by betrokke raak, op 'n stadium draai oor na afpersing toe. Veral onthou die ekonomie het 'n ewige effek op mense wat mense beweeg om misdaad te pleeg. So baie vroumense is arm. Baie vroumense is mooi. Nou sit hulle die twee bymekaar om die ander een op te los deur te sê what is it? Dis tog net seks. En dan begin hulle seks uitoefen asof dit sport is. Weereens moet jouself nie in enige manier try ompraat dat that is the way en jy gaan dit gou vir 'n kort rukkie doen en jy gaan net gou vinnig 'n paar rand inbring, then you're gonna walk away. Daar is nie een vrou in hierdie land wat kan sê dat as sy terugdink omdat sy dit gedoen het, dat sy tevrede is met daai beslissing en dat sy ergens gekom het. Die interessante is van misdadig geld inwin, is dit bring jou nooit ver nie. As jy hard werk en jy kry R100, dan bring daai R100 jou baie verder as wat jy steel in R1000. Glo my, in tyd, op die einde van die dag, hierdie tipe van misdaad en kom ons sê betrokkenheid is presies soos curiosity strangles the cat. Dit verwrig jou. Kom ons noem die goed wat daar kan verkeerd loop. Jy kom by John aan en hy's 'n narcissus en hy slaan die kak uit jou uit. Hy fok jou op van 'n kant af. Wat dan? Wat gaan jy doen? Waartoe gaan jy? Nou baie van hierdie instansies het nou pimps en selfs muscles om op te tree, muscle ouens en forces. Dan is dit 'n moeilike geveg. Wat dink jy, hoe waaruit kring dit? Baie van hierdie situasies kan verder uitdraai. Beide kante kan mekaar opneem en film en afpers. En weer eens, die foon kan verlore raak. Die foon kan in verkeerde hande raak. Wat van 'n siekte optel? Weet jy, ek praat met baie jong meisies wat my met groot ronde oë in die gesig kyk en sê, hulle het nie 'n probleem om seks te doen nie, en hulle het nie 'n probleem om rond te slaap nie. That's the beginning of the conversation. Terwyl hulle weet wie en wat ek is en my volg. Want hulle het nie die moral compass, hulle het nie die verhouding met die Here nie, hulle het nie die behoorlike, kom ons sê, die stelling wat daar gemaak is nie gemaak aan net my nie, maar is gemaak net aan my, maar is nie gemaak aan die wat vir hulle lief en dierbaar is, want dan sing hulle 'n ander dingetjie as ek die vraag vra.
Maar as dit die geval is, hoeveel dra kennis wat jy van doen? Want dan het jy mos nou 'n besigheid. Jy vra nou geld daarvoor en jy maak nou cash. Jy is nou mooi, jy gebruik jou liggaam, die mooiheid daarvan, en jy maak besigheid daarvoor. So jy gaan adverteer en jy wil soveel mense inkry, en jy kan kies en keer met hoeveel jy slaap en wat se geld jy maak. Maar wie dra kennis hiervan? O nee, niemand mag weet nie. Hoor, en asseblief oom, moenie vir my ouers sê nie, ek wil met jou alleen praat. Jy sien, dis waar dit begin. Nou, vir die wat so redeneer, wil ek vir jou sê, dit lek altyd uit. Dit kom altyd uit en dit wys altyd in jou liggaam. Jy gaan siek word. Jy is nie gemaak soos wat die Here ook geskaap het, soos diere wat in die broeiseisoen aanhoudend seks het nie. En die diere ook kies een met verskillende en ander. Jy is nie gemaak om hoe God jou te geskaap het, want onthou ek vra die vraag ook, glo jy in die Here? Ja, nee, ek glo in die Here. Dan sou ek vra, hoorie, alright, staan die Here by as jy hierdie moves maak, of as die Here in jou liggaam is, en in jou gees en jou siel, as ek jou verseker, staan hy nie by die deur nie, hy is nie eens na by die huis waar jy jouself bevind nie. Die Here loop nie agter jou aan nie. Het jy idee wie die Here is? Het jy enige vrees of kennis oor die Here? En dan vra ek simpel klein vragies, wat beteken die kruisiging, hoeveel disippels het Jesus gehad? Dit so 'n paar vrae, en sê ek, maar jy ken nie die Bybel nie. En dan sien ek die groot ronde oë begin al hoe donkerder en moeiliker wegkyk, en van die girls met wie ek praat en met wie ek te doen het. En dit kan steeds ook wees, enigiemand in die seksueel bedryf, of hulle nou al 50 jaar daarin was, of pas wil begin, of begin het, it's the same conversation. Dan sou ek daai vraag vra, en dan het hulle nie antwoord, want hulle kan nou nie vir my lieg nie, want ek kyk deur dit, want ek profile hulle. So, hoe meer ek die vraag vra, en hoe meer ek stellings maak oor wat alles kan verkeerd loop, en hoe skadelik dit is, en hoe die Here ons geskaap het, hoe meer bevestig ek twee dinge. Jy is uniek geskape deur God, en jy moet op 'n sekere manier leef, dan werk dit. En tweedens, as jy nie die Bybel en die Here ken, en jou Skepper ken nie, gaan jy nie hierdie wiskunde toets slaag nie. Dan sê ek byvoorbeeld, alright, jy het nou op skool wiskunde, of wiskunde gehad. As jy weet van die boek, ek weet van die boek, ek weet as 'n wiskundeboek, en ek het net hier en daar 'n bietjie 'n klein bladsytjie gelees, gaan jy die wiskunde maak die einde van die jaar? Nee oom, ek gaan nie. Het jy geweet, as jy net die wiskunde dryp jy? So, hoe meer jy die gesprek na 'n punt toe bring, dan besef die kind of die vrou, jy gooi nie fucking petrol in 'n diesel engine in nie. Dit werk nie. Die engine gaan 'n entjie loop, dan staan hy. It's not made to take that in. Jou liggaam is nie gemaak vir enige sonde nie. Dit het absolute alle uitwerking op jou liggaam. Jy kan nie aan 'n sonde dink wat nie 'n effek het op jou liggaam nie, jou siel en jou gees. En die ergste is jou verstand. Want dan begin ek nou praat met, afhangende van wat se tipe vrou of man ek praat wat in die seksueel bedryf is, oor van hoe jy jou gewete so aanhoudend kan skroei, dat hy naderhand nie meer met jou deel nie. Want onthou, die Heilige Gees is nie in jou om jou te waarsku nie. Dis jou gewete. Die Here het 'n normale, kom ons sê, sielkundige, fisiese brein in jou liggaam geplaas wat 'n gewete in het. Wat 'n wonderwerk is van alles. Dit is soos imagination, en jy sien iets, maar jy kan nie daaraan vat nie. Jy het 'n gewete. Jy het iets wat jou pla. As jy jou hande uitsteek om met 'n kind te peter, of 'n kind te wil verkrag, of 'n seksuele misdaad te pleeg. Juist oor seksuele misdaad is die liggaam spring verskriklik daarteen. Dis soos
iemand wat jou hand op 'n warm plaat wou sit, jy kan alles in jou vermoë doen om daai hand weg te trek. Jy het dit. Maar as jy die ding aanhoudend en aanhoudend doen, dan skroei jy jou gewete en dan raak dit 'n absolute gewoonte wat jy naderhand in jou alledaagse lewe en aanhoudend sal uitvoer. En dit het geen effek op jou nie. En dit is die ergste, want jy het 'n mate van kennis en inligting oor jouself, oor God, oor die wêreld en omstandighede, om ten minste eers vrae te vra en 'n ondersoek te doen, voor jy net inspring en 'n ding doen tot jy nie meer 'n gewete het nie. So daar's die tweede ding, dis wat ek wil sê, is die vroumense en mans wat betrokke raak by die einste industrie, deur heen en weer net links en regs te slaap vir gunstes en gawes of geld, of sulke goed so sugar daddies of sugar mommies or whatever. Al daai goed is not right. Dit werk nie. Dit gee moeilikheid. Anyway, dit is 'n shocking ding in Suid-Afrika. Ek het daar duisende kaalfoto's van die verskriklikste ergste sextortion, extortion, extreme extortionists se inligting en sake en goed wat ons al gehanteer het. Daar duisende oor die jare. Ek het toevallig nou die dag was ek besig om my harddrives deur te gaan en ek kom op 'n harddrive af wat nie in my klankkamer moet wees nie, wat by die kantoor moet wees. En toe kom oopmaak, toe wys dit sextortion sake van 2018. Toe is die harddrive vol. So ek het soveel van dit en ons identifiseer al hierdie goed en probeer mense waarsku. En dit is eintlik 'n onbegonne taak. So die wat na ons toe kom, spreek ons aan en ons glo aan exposure. So die derde ding wat ek wil sê is, as jy nou nie vandag na my luister nie, kom ek stel so, jy wat in die industrie is, stap onmiddellik uit. Al moet jy bedel, get out of it. Totally out of it. Tweedens, stel jou verhouding absoluut as eerstens reg. Kry jou verhouding met die Here reg. Anything else that follows, weet jy ten minste, dood of lewe, jy's in die hande van die Here en jy weet wat jy was, wat jy gedoen het, wie jy nou is en waartoe jy gaan. Jou verhouding, julle moet na my ander goed luister. Jou verhouding met die Here is die absolute brille op die kop. Dan het jy 'n wag voor jou oë. Is die absolute wag voor jou mond, is die absolute wag voor jou ore. Hy wat sy sintuie kan beheer, ek wil nie net sê sy mond nie. Hy wat sy sintuie kan beheer, sy mond, sy oë en ore, beheer die wêreld, beheer sy eie lewe. En as hy dit beheer, sal hy naaste liefde toepas en hy sal die Here dien met sy hele hart, siel, verstand, en al sy magte en al sy kragte. Daarna gaan soek jy werk. Die regte werk en jy doen allerlei ondersoeke. Al moet jy gaan na familie en vriende en sê, luister, ek was in 'n misdadige bedryf, ek is uit, ek het hulp nodig. Daar sal altyd iemand somewhere wees wat dit in ag sal neem. Maar jy kan nie bullshit nie, en jy kan nie lieg nie, en jy kan nie bedrieg nie. Maar ek het al gesien, as mense absoluut deursigtig is, hulle verhouding is met die Here reg, en hulle soek vir hulp, word hulle eventueel gehelp. Jy moet onthou, die mens, enige van ons wat in misdaad homself beleef en deurleef in 'n lang tyd, enigiemand, kan ons nou nie verwag as hy na so 'n gesprek soos die, tot die beslissing kom, hy gaan sy verhouding met die Here regstel, en hy gaan regtig repent en reg lewe, en hy gaan die wil van God uitvoer, hy gaan die Bybel lees van hoek tot kant, en hy gaan dit deurvoer, and he's going to do the right thing. Kan ons nou nie verwag, dat as jy nou as 'n babatjie, as 'n nuwe gebore mens is, dat jy môre, as jy 'n volwasse mens in Christus nie. It takes time. Die verlore seun het die beslissing geneem na the worst of the worst met hom gebeur het. En hy het teruggestap, hy
ek en jy moet terugstap. It is a long way. Want die Vader het hom van ver af sien kom. Die Bybel sê dit duidelik, God. So ver was hy van die afstand van nog op pad na God toe, dat God het nog tyd gehad, sy Vader, om 'n feesmaal voor te berei vir hom met sy terugkoms. Daai verlore seun storie spreek boekdele. Die dag toe hy die beslissing geneem het, is hy gered. Maar die pad terug en die stap om by die feesmaal uit te kom, takes time. Maar iets wat ek wil sê is, dis die belangrikste eintlik van die hele gesprek, want as jy dit doen, dan gaan jy alles in perspektief verstaan as jy weer luister. Maar ek wil vir julle waarsku. Ek wil julle waarsku, julle weet hoe ek werk, hoe ek operate, en ek glo in exposure. Ek gaan nie, daar is baie projekte wat baie keer afgaan, dan lees jy daaroor deur die polisie wat sê, ja, jarelange ondersoek en nou het hulle al die ouens gearresteer. Dan vra ek myself altyd af, hulle het van, sê maar, 5 jaar terug geweet van hierdie misdade. Hulle het begin met 'n projek, en intussen vir 5 jaar lank is al hierdie mense gevang, of is die misdade gepleeg, en dan tree hulle fisies op en arresteer. Wat se skade gebeur alles in daai 5 jaar? Hoeveel mense verloor lewensgeld, en wat se absolute ripple effek het al daai misdade wat in daai 5 jaar gebeur, terwyl die ondersoeke en alles gedoen word. En ek glo, en dit is reg, as ek in my omgewing, in my land, iets nou weet wat verkeerd is, hoef ek dit nie te ondersoek nie, ek moet dit openbaar, laat niemand betrokke raak, en ek ondersoek dit, en vang die kriminele. Maar as ek nou weet, soos hierdie projek wat ek uitgestuur het in Desember, oor iemand wat jou bel en sê jy moet 'n WhatsApp-code gee, en. Ek noem 'n simpel projekkie hierso. Ek het nie gesê, hey, cybercrime, my eenheid, hoor, ek gaan doen 'n moerse ondersoek, vind uit wie sit almal dit, kom ons doen 'n helse ondersoek, en dan arresteer ons alles, ons video alles, en ons sit dit dan op die groep, vir die publiek om te waarsku. Ek het onmiddellik vir my taakspan gesê, cybercrime, trek 'n projek op, en waarsku almal, moenie sulke oproepe aanvaar nie, en moenie vir hulle nommers gee nie. Ons doen dit aanhoudend, julle weet dit. Aanhoudend, ons doen dit met sextortion, extortion, extreme extortion, ons doen dit met iemand wat iemand vang in rental schemes, holiday schemes, enige Ponzi scheme, onmiddellik, nie 'n moerse ondersoek, arresteer en dan expose nie. Ek expose onmiddellik. So ek wil vir julle vrouens en mans daar buite waarsku. Vir die van julle wat betrokke raak met seksuele misdrywe, wanneer ons daarvan te hore kom julle op ons databases en stelsels, en ons stuur dit uit in projekte, dat almal kan sien wat jy doen, en hoe jy jou geld maak. Onthou dit. Die land mag dalk sê, hulle tree nie meer op teen prostitusie nie. Die land mag dalk sê, jy weet, bordele is, kom ons sê, semi-wettig, tree nie daar teenoor op nie. Die land mag dalk sê, jy weet, elke ou kan met sy lyf maar maak en breek en doen wat hy wil. Ek is, behalwe sy misdaad pleeg, maar ek sê vir 'n feit, dat as enig iemand by 'n seksuele site van watter aard ook al betrokke raak dit misdadig. Kom ek noem 'n simpel voorbeeld. Dink julle nie, 'n vrou wat haar man verneek, is 'n misdadiger nie? As jy die huwelik breek voor God, en praat nou spesifiek met Christene, want nie elke Tom, Dick en Harry gaan dit glo nie. Maar as jy jou man skade aandoen, of jy jou vrou skade aandoen, wat is dit anders as 'n misdryf? Dis 'n misdaad. En waarin verander dit? In 'n egskeiding, is dit nie ook 'n misdaad nie? En wat se skade doen dit aan jou finansies en jou kinders, en jou familie, en almal? En daar pleeg iemand nog selfmoord, of 'n kind raak betrokke by dwelms, of by seksuele bedrywe. Wat is die kring-effek van net die begin van 'n verkeerde seksuele
daad wat jy gekies het, willens en wetens om te doen, anders as 'n misdryf. Dis die saadjie, en as jy weer sien, is dit 'n mosterdboom, grootste boom wat jy kry. Misdaad groei, misdaad het ripple effects. Enigiets wat jy doen, ons sê so maklik hierdie spreekwoorde, as daar een of ander windjie in China waai, dan veroorsaak dit iets in Brazil. Dit is enigiets wat jy doen, het 'n effek op enigiemand wat daarvan kennis neem, het 'n effek op enigiemand wat van daai mense wat kennis neem, wat kennis neem. Alles wat ek hier sê, het 'n effek op jou. Alright. Ons moet hierdie gesprek verder voer, Marius, volgende week. Ek wil hoor of daar gaan vrae goed wees. Ek wil net bietjie praat oor gevolge en exposure. En ek wil net self deeglik gaan luister wat ek hier alles sê. En ek dank die Here vir die vermoë wat ek het. Ek hoef nooit notas te maak of goed af te lees nie. Dit kom net na my toe. En ek dank die Here vir daai vermoë en daai geheue. Maar ek luister partykeer na wat ek gesê het, en ek hoor by my taakspan, of daar dalk nog iets is wat genoem moet word, en jy sê my ook. Dat ons hierdie onderwerp behoorlik deurdruk, en laat ek, indien daar vrae is, dit beantwoord, en dat ons dit totaal geheel en al behoorlik afrond met, op so 'n basis dat die penny drop. Ek bid vir julle almal daar buite, dat die Here julle sal spaar, dat ons spesifiek ons liggame aan die Here sal opdra, dat die Here ons sal seën in ons liggame, ook met wysheid, insig, magkrag, voorspoed, gesondheid en onderskeiding, veral onderskeiding, dat ons kan onderskei, dat hy ons sal leer en onderrig in sy weë, dat hy ons rus, vrede en kalmte sal gee, en dat hy ons gesond sal hou. En ek bid ook vir die wat krank is en die wat siek is, en die wat vasgevang is in enige van hierdie misdade of ander misdade. Ek bid dat die Here vir hulle absolute uitkoms sal gee, en ek vra dat die Heilige Gees jou sal oortuig en sal help en sal bring na God toe vir vergifnis. Ons bid dit in Jesus naam. Baie dankie my vriend, groete en seën vir julle. Dankie Mike, ons gesels weer.